So is my voorreg vanoggend om aan te gaan met die reeks Huisves, die teenwoordigheid van God. En die titel vanoggend vir hierdie boodskap is, hou die deure toe in 2026. Nou natuurlik, 'n deur simboliseer ook 'n paar dinge, en ek wil graag met jou 'n bietjie deel rondom dit. 'n Deur kan beteken 'n oorgang of 'n verandering, 'n skuif van een fase van die lewe na 'n ander. 'n Deur kan ook simboliseer 'n geleentheid, nuwe kanse, moontlikhede of hoop. 'n Deur beteken ook keuses wat ons baie keer moet maak. Jy moet die besluit maak of jy ingaan of om weg te bly. 'n Deur kan ook die begin of die einde beteken. Afsluiting van iets ouds of die begin van iets niets. 'n Deur is ook toegang of uitsluiting. Wie mag in en wie word buite gehou. 'n Deur dien ook as beskerming vir veiligheid, privaatheid of grense. En natuurlik is daar ook verskeie geestelike betekenisse van deure. In die Christelike geloof simboliseer dit ook 'n deur tot, in die Christelike geloof simboliseer 'n deur ook toegang tot waarheid, redding of 'n nuwe geestelike pad en nog vele meer. En ek het op hierdie quote afgekom wat sê, behind every door waits a story. En ek wil jou graag vat na 'n baie bekende storie in die woord van God. En dit kan ons lees in 1 Konings 18 vanaf vers 37 tot 39, wat die volgende sê. En as jy jou Bybel het, kan jy saam met my lees, alternatief kan jy net agter saam met my op die bord volg. Vers 37. Here, antwoord my. Antwoord my sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is en dat dit U is wat hulle weer na U toe laat omdraai. Vers 38. Onmiddellik het daar 4 van die Here gekom en die offer verbrand, asook die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgedroog. Vers 39. Toe die volk dit sien, val hulle op die grond en roep uit, die Here is goed, die Here is goed. En dan gaan ons aan na hoofstuk 19 toe, vanaf vers 1 tot 4. En Agab het vir Isebel alles vertel, wat Elia gedoen het, en dat hy die profete van Baal doodgemaak het. Ek wil die eerste vers net weer vir julle lees. Agab die koning het Isebel alles vertel wat Elia gedoen het. Nie wat God gedoen het nie, wat Elia gedoen het. Agab was 'n puppet gewees. Hy het God se hele geloofsambisie verander. Hy het geval vir 'n sisteem van Isebel. Vers 2, toe stuur Isebel vir Elia 'n boodskap. Mag die gode my met die dood straf, as ek nie teen môre hierdie tyd jou lewe neem, soos jy met die profete gemaak het nie. Sy is baie kwaad. Vers 3, Elia het baie bang geword en vir sy lewe gevlug. Hy het na Beerseba, 'n dorp in Juda gegaan en sy dienaar daar agtergelaat. Vers 4, hy self het die woestyn in 'n dagreis ver binne gegaan. Hy het toe onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy liewer maar moet sterf. Ek het nou genoeg gehad, Here, het hy gesê. Neem nou maar my lewe, want ek is niks beter as my voorouers nie. Net tot daar vir nou. In hierdie hele storie maak iets nie vir my sin nie. Elia, wat sy karakter redelik volmaak was volgens die woord van God, doen iets fenomenaal. Hy gehoorsaam God se opdrag. 4 het uit die hemel geval. Die valse profete van Baal is oorwin. Die volk het die krag van God gesien. Maar een dreigement van Isebel laat hom vlug. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat Isebel 'n uitspraak maak en Elia vlug?
Soveel so dat hy nie meer verder wil lewe nie, dat hy tou op wil gooi. Dat hy sê, Here, neem maar my lewe. Iets in hierdie hele storie maak nie sin nie. Wat het gebeur dat Elia op so 'n plek, nadat hy een van die grootste oorwinnings gehad het, volgens die skrif, wil vlug, en nie meer wil aangaan nie? Ek wil vir u sê, vanoggend sit hier baie, wat dieselfde voel soos 'n Elia. Jy kan getuig van God se grootheid en goedheid van die verlede, die wonderwerke wat in jou en deur jou plaasgevind het, dinge wat God vir jou gedoen het, en soms vergeet ons as kinders van God, wat het God al vir ons gedoen. Maar tog kom ons op 'n plek waar ons sê, ons wil nie meer aangaan nie. Ons sien nie meer kans nie. Ek wil nie meer aangaan met hierdie huwelik nie. Ek wil hierdie besigheid begin toemaak. Ek aanvaar hierdie siekte. Ek is nie bereid om te vergewe en vergeet om verhoudings te herstel nie. Die kerk van God sit hulle self uit onkunde soms in die moeilikheid. Ek weet nie waartoe jy gaan vanoggend nie, maar ek wil vir jou sê dat hierdie woord vanoggend, as jy deur omstandighede gaan en jy voel dis 'n tyd om op te gee, wil ek vir jou sê dat hierdie woord is vir jou vanoggend. It's not time to step down. It's time to step out and up. Een pastoor sê so mooi, hy sê, die jaar 2026 is actually 2020 fix. Dis 'n jaar waar ons dinge gaan moet regmaak. Dis 'n jaar waar ons moet begin veranderinge in ons self moet na kyk. Dis 'n jaar waar ons introspeksie moet doen, want dis die jaar waar God sy fondasie op wil bou vir dit wat op pad is. As ons net gaan kyk wat in die wêreld aangaan op hierdie oomblik, dis chaos. En ek wil vir jou sê, as jy na elke nuusberig gaan kyk en elke kommentaar, gaan jy jouself so verwar. Hou jou fokus op die Here. Hou jou fokus op sy woord. So in hierdie hele storie, een dreigement en Elia wil opgee. Jy sien, oorwinning sonder intimiteit lei tot uitputting. Elia se grootste openbare oorwinning het hom nie beskerm teen innerlike moegheid nie. Na Karmel was daar geen skare nie, net vrees en vlug. En toe hy dit sien, het hy opgestaan en weggevlug ter wille van sy lewe. Ons kan dit lees in 1 Konings hoofstuk 19 vers 3. Jy sien 'n baie belangrike punt wat ek hier wil uitlig vanoggend is, geestelike sukses kan nie persoonlike intimiteit vervang nie. En as ons hierdie gaan snap vanoggend, wil ek vir u sê, gaan baie dinge begin verander in 'n plek kom soos wat dit moet. Ek wil dit weer sê vanoggend, geestelike sukses kan nie persoonlike intimiteit vervang nie. Baie mense begin 2026 uitgeput, omdat hulle uitgedeel het, sonder om in God se teenwoordigheid hervul te word. Ek wil jy elke een vanoggend vra, hoe lyk jou 2026? Wat is jou verwagting vir 2026? En voordat jy antwoord, ons kan baie keer vinnig 'n kliseë aan dit sit. Ons kan baie keer sê, hierdie jaar gaan ek dit en dit en dit doen, ek gaan hierdie dinge bereik, ek het hierdie doelwitte wat ek opsit. Net om by Maart maand te kom, as jy weer terug in jou ou gewoontes. Dis die waarheid. Ek wil dit verder vat. Hoekom moet ons elke keer 'n verandering bring in die begin van die jaar? Hoekom nie in Mei maand nie? Hoekom nie in Augustus nie? Jy sien, ons begin in 'n wêreldse mentaliteit te verander as Christene. God se woord het nie 'n datum op hier, is nie 'n vervaldatum op hier. Dis 'n lewendige woord. Vir enige tyd, enige omstandighede, vir enige seisoen. Dis 'n lewende woord. Hy lewe. Maar ons sit beperkings op onsself. Jy sien, ons moet begin 'n leefstyl vorm volgens die woord van God. Elke dag is dit belangrik dat ons gedagtes moet hernie volgens die woord van God. Soms val die vyand na die deurbraak aan, nie voor die tyd nie. En baie sit hier vanoggend is moeg, baie sit hier vanoggend sien nie kans vir 2026 nie, baie sit hier vanoggend benoud, in vrees, in bekommernis. Ek wil vir jou sê, deur die lippe van klei vanoggend, God is nog steeds op die troon.
God het hier elkeen vanoggend so lief. Die Here het vir elkeen 'n destiny in plek. Oor elkeen het hy 'n belofte. Hy is in elkeen se omstandighede. Jy kan nie bekostig om hoop te verloor nie. Jy kan nie bekostig om op te gee nie. Jy kan nie bekostig om onder die boom te gaan lê en sê, Here, dis verby nie. Jy kan nie, kerk. Jy kan nie. Jou gehoorsaamheid aan die Here kan 'n generasie wat kom verander. Jou ongehoorsaamheid kan ook veroorsaak dat 'n generasie swaar kry na jou. Daarom is dit so belangrik om gehoorsaam te wees aan die woord van God en die instruksies van die Heilige Gees. Hoeveel priesters, konings en profete het geval vir die leuns van die vyand en verwoes gesinne, huwelike, kinders, klein kindertjies se lewens, want die vyand het 'n vatplek gekry. Selfde vermoeders, hoeveel het geval in die strikke van die vyand. En generasies lê daaronder. Mag ons nooit deel wees van daai statistieke nie, maar mag ons die waarheid behou en sê, Here, ek kies om die waarheid te volg. Ek kies om 'n prys te betaal om U te volg, sodat my kinders en hulle kinders en hulle kinders die seëninge en die beloftes wat U instoor het, in vervulling kan bring. U sien, daar's 'n verlore gaande wêreld daar buite, wat die Here nie ken nie, wat die Here spot. Ek hoor iets gister so moois, die persoon sê, daar's soveel gelowe, daar word nooit die spot getref met ander gelowe nie. Hulle gode word nie vervloek in flieks nie. Jy lees niks van hulle in die koerante nie, maar die Christenskap is heeltyd onder die byl. Daar word heeltyd die spot getref met Christenskap. Want kan ek vir jou sê, dis die enigste geloof wat die weg en die waarheid is. Die res is anders onder een sambreel. Dis dood, dis 'n leuen. Daarom is die rooi target op my rug en op jou rug in die geesteswêreld so groot. Maar ons het die autoriteit en die krag van Christus Jesus binne in ons om dit te kan oorwin. Ons het die woord van God, ons het die gawes van die Heilige Gees om elke ding in te kan oorwin. Jy sien wat vir my so mooi is in hierdie hele storie van Elia is, hy het 'n anderste herstelproses gehad. Elia het nie opgehou om in God te glo nie. Nee, hy het opgehou glo dat hy kan aanhou. En baie hier vanoggend voel, jy kan nie meer aangaan nie. Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen uit die put van die hel. Jy kan aangaan. Jy het die vermoë, jy het die gawes, jy het die talente om te kan aangaan. Binne in jou is daar baie meer opgesluit. God het nooit Elia se teologie reggestel nie. Hy het eers sy uitputting aangespreek. God hanteer uitbranding met sorg, nie veroordeling nie. Voor God rigting gee hy vir Elia eers slaap en kos. Soms is die mees geestelike ding wat God doen om jou eers te laat rus. Ons lewe in 'n wêreld wat vinnig is, die pas is hoog, die druk is daar. Kind van God, pas op vir dit. Pas op dat daardie pas en daardie druk begin jou te gryp. En dan begin jy moeg te raak, jy voel nie meer lus om aan te gaan nie, jy het nie meer helder perspektief nie, en jy voel dat jy ook onder 'n besembos wil sê, Here, genoeg is genoeg. Vir hierdie uitputting, hierdie uitbranding, hierdie moegheid, dit is vir God so belangrik. En hy het nie met Elia dadelik aangespreek nie. Hy het vir hom rus gegee en hy het vir hom kos gegee. Jy sien, Elia het 'n swak plek gehad. Hy het 'n swak plek gehad en die vyand het dit uitgebuit. Die vyand ken jou swak plek. En hy gaan kom vir jou swak plek. Hy gaan nie kom vir jou sterkpunte nie. Hy gaan kom daarin waar jy swak is. Daarom is dit so belangrik om in daai swak areas sterker en sterker te word. Jy sien, intimiteit beteken om tyd met God te spandeer. In Jakobus 4 vers 8, in die 53 vertaling, sê hy skrifvers die volgende: Nader tot God, dan sal hy tot julle nader.
As jy bietjie verder aanlees, dan sê hy, reinig jou hande en suiwer jou hart. Sien, ons het ook 'n verantwoordelikheid. Daar is ook accountability by ons as kind van God. Ons het ook nodig om die eerste stap te bring. Ons het ook nodig om dinge bietjie eenkant te sit, die selfoon eenkant te sit, werk eenkant te sit, sodat ons in die teenwoordigheid van God kan wandel. Dis 'n opdrag uit die woord van God uit om daar te wandel. Jy sien, God verlang na gemeenskap met jou. As jy gaan kyk, kleinkindertjies, hulle het 'n behoefte om by hulle pappa en mamma te wees. Daar's 'n behoefte, elkeen van ons het 'n belonging. Paar jaar terug toe ons COVID gehad het en almal is in isolasie, jy kon voel dinge is nie normaal nie. Jy kon voel dis die onnatuurlike, want ons wil belong. Nou net soos wat ons wil belong, wil die Here met ons gemeenskap hê. Hy wil intimiteit met jou hê. Hy wil verhouding met jou hê. Daarom is dit belangrik, wanneer ons intimiteit met God het, om stil ook te wees en te luister. So baie keer wil ons net vra en vra en vra. Jy moet op 'n tydjie stil raak, om te hoor wat sê die Gees van God vir jou. Dit is belangrik, giet ook jou hart voor hom uit. Elke bekommernis, elke hartsbegeerte, bring dit voor die Here. Kerk, wanneer laas het jy bietjie daai bekommernis, of daai hartsbegeerte voor die Here gebring? Al is dit so klein, al is dit hoe groot, wanneer laas het jy 'n intieme gesprek met God gehad? Laat sy woord jou gebed word. Bly deur die dag met hom in verbonde. Jy sien, daar's nie 'n ding soos 'n quick fix nie. Dis 'n leefstyl. Dis 'n leefstyl in die oggende wanneer jy wakker word, om met God al klaar 'n koneksie te hê. Dis 'n leefstyl om deur die dag 'n koneksie met God te hê. Constantly. Ek sê weer eens, God se woord het nie tye of datums nie. Dis 'n lewendige God. Hy's altyd daar vir my en vir jou. Soek hom met jou hele hart. Dit is baie maklik om te sê, ja, ek soek hom, maar jou aksies wys iets anders. Soek jy hom regtig, kerk? Maak jy regtig moeite om hierdie lewendige God wie ek en jy dien, te soek in gees en in waarheid? En belangrik, rus in sy liefde. Jy sien, die liefde oorweldig alles. God se woord sê, God is liefde. Wanneer ons in sy liefde begin wandel, begin daar dinge net te gebeur. Jy kry 'n rustigheid, daai vrees gaan weg, jy het 'n helderheid van verstand, jy kry ewens skielik net daar 'n openbaring om 'n situasie te hanteer, 'n nuwe plan, 'n nuwe gedagte, in sy rus. Ek het so illustrasie wat ek op die bord wil sit, oor 'n binnekamer. En op die jou linkerkantste deur, is daar 'n deur wat sê, huwelik en verhoudings. Die tweede deur, aan die regterkant van hom, is kinders en familie. Die derde ene sê werk en familie, hy is verkeerd. Ek vra hom verskoning, ek het 'n fout gemaak op hom, en dit was te laat om dit reg te stel. Dit moet wees finansies en die accountability daarvan. Die derde ene, finansies. Die vierde deur, werk, of jou eie besigheid, jou loopbaan. Die vyfde deur, jou gesondheid, your well-being. En die laaste deur, jou bediening. Jou gawes, die talente wat God vir jou gegee het. Jy sien, wanneer ons in hierdie binnekamer begin inkom, en ons begin oor te gee, en ons begin die Here te soek in gees en waarheid, in hierdie kamer begin die Here met ons te praat. In hierdie binnekamer begin hy vir ons strategie te gee. Hy gee vir ons krag om deure van die lewe te kan hanteer. En hy gaan vir jou strategie gee, hy gaan vir jou woord van wysheid gee, hy gaan vir jou woord van kennis gee, en dan weet jy, wanneer jy hierdie deur oopmaak van huwelik en verhoudings, hoe om dit te hanteer. Of wanneer jy in jou werksomstandighede, of in jou besigheid, jy kan hy deur oopmaak, en jy kan uitgaan met die wysheid, die kennis, die insig, die krag, die goedheid, die guns van die Here. Maar dit begin alles in hierdie binnekamer. Die probleem van so baie is, hulle is in hierdie binnekamer, maar deure staan oop. En wanneer 'n deur oop staan, maak dit oop vir dit wat kan inkom.
'n deur wat oop staan, bring distraction. Want jy's in hierdie binnekamer, maar jy sien na buite gebeur 'n paar dinge, en dit trek jou aandag, en dit trek jou uit hierdie binnekamer uit, tot jy buite is. En wanneer jy buite is jy vulnerable vir die aanslag van die vyand. En baie hier vanoggend se deure staan oop. Baie hier vanoggend staan buitekant. En die Gees van die Here sê, dis tyd om in te kom, my kind. Dis tyd om in te kom in my teenwoordigheid. Dis tyd om bietjie hierdie deure net eers toe te maak, sodat ek met jou kan deel, sodat ek 'n intimiteit met jou kan hê. Ek wil jou vra en ek wil jou uitdaag vanoggend deur die Gees van die Here. Hoe lyk elke deur van jou? Wat se deur is nog oop? En as jy daai deur oopmaak, hoe lyk dit daar buite? Hoe lyk die deur van jou huwelik? Verhoudings? Hoe lyk die deur van jou kinders? Jou familie? Jou geliefdes? Hoe lyk die deur van finansies? Jy sien, die woord van God sê, ons moet goeie rekenmeesters wees van ons finansies. Waarop spandeer jy jou geld? Is dit goeie grond? Of is dit nie goeie grond nie? Want jy sien, wanneer ons begin geld spandeer in goeie grond, dan kry jy oes daaruit op. Vra jy nog vir die Here, waar moet jy gee? Of gee jy net? Daar's 'n realiteit van goeie beleggings, slegte beleggings. Ons moet verstaan dat ons is nie gekoppel aan 'n wêreldse ekonomie nie. Ons is gekoppel aan 'n hemelse ekonomie. En die dynamics werk heeltemal anders. Dit wat jy het, is nie uit jou eie vermoë nie, dis uit die grootheid en die goedheid van God. Jy het 'n verantwoordelikheid met jou finansies. Hoe lyk dit by jou werk of jou eie besigheid? En dalk het jy ook nodig om jou eie besigheid te begin. Dalk is dit die droom en die plan wat God nog altyd vir jou het, maar jy's net te bang om daai eerste stap van geloof te vat. Jy sien, jy moet in die binnekamer kom om daai antwoord op God te kry. Hoe lyk jou gesondheid? Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid om die tempel van God in goeie welstand te hou. Hoe lyk jou gesondheid, kind van God? Weet jy, ons kan so baie dinge reggestel het as ons dissipline het. En ek dink dis die grootste uitdaging wat in God se kerk heidaglik aan die gang is dissipline is nie op die plek waar dit moet wees nie. Vanoggend het ons 'n power hour gehad hier van 7 tot 8. En dit is so lekker om saam met die kinders van die Here te kan bid en te kan intree. Maar hy kan nog baie meer mense wees. Want jy sien, wanneer ons in gebed begin funksioneer saam, is daar dinamikas wat begin verander. Hoe lyk jou bediening? Dit wat God jou voorgeroep het. Ek wil vir jou sê, as jy dink om 'n mikrofoon soos hierdie vas te hou is die enigste bediening wat daar is, maak jy 'n baie groot fout. Ons is die kerk van Christus Jesus. Ons is die liggaam van Christus. Hierdie pinkie en hierdie hande en hierdie arms en bene is nodig vir hierdie liggaam om te kan beweeg. Jou bydra is nodig dat God se werk kan beweeg. Elkeen wat hier betrokke is, ons surfspan, ek wil vanoggend elkeen salueer. Daar's 'n kroon om te dien in die teenwoordigheid van God, wat ons elkeen eendag gaan ontvang. En as jy nog nêrens betrokke is nie, of jy weet nie, asseblief, meld aan, ons sal jou so graag wil help in jou journey, in dit alles. Die persoon wat hier buite staan, wat karre aanwys, ons sê altyd, hy wys nie karre aan, hy wys siele aan. Dis belangrik. Die skoonmakers na die tyd, dis belangrik. Ek wil vir julle sê, as jy moet verstaan agter die skerms, wat gebeur alles om 'n Sondag voor te berei soos vanoggend? Ek kan nie lank besig hou. Dit is nie net van almal dag op en dinge gebeur nie. Daar's voorbereidings wat plaasvind. En as jy vanoggend hier aangekom het, koffie is al reeds gemaak, parkering word aangewys, die ligreëling is klaar aangeskakel, dit gebeur nie van self nie. Daar's 'n surfspan wat hulle eie tyd opoffer om dit te doen vir die werk van die Here. En daar's 'n baie bekende gesegde, vele hande maak ligte werk. Daarom is dit so belangrik om ook te dien in God se teenwoordigheid. Jy sien, ek wil weer daai quote vat wat ek julle in die begin met u gedeel het. En ek wil hom vanoggend bietjie verander na die volgende toe.
Behind every door awaits your story for 2026 by Jesus. Kan ek dit weer vir u lees? Behind every door awaits your story for 2026 by Jesus.